Ek klim vir 'n treinrit wat my glo my lewe gaan weerspieël. Klomp stasies op my pad. Sommige mooier as ander, maar elk uniek. En dan die moerkoffie, die lewe se vernis, rond, vol, geurig en vol smaak, ryk en lekker. Drink hom slukkie vir slukkie, geniet hom. Laat hy oor die tong rol, want by jou stasie is die rit verby. Die rit weet te flits van die geheue. Hier is my ou vriend, hoe lyk dingetjies al by jou kant? Ja, man, hier my kant nie te sleg nie. Vanoggend terug in die baai na so 'n week. Ek het dit so genoem 7 dae deur die Karoo. Het ek so 'n bietjie getravel hier so graver en net om Aberdeen, Willowmore, Oudtshoorn, Calitzdorp, Ladysmith. Eventually daar by die see 'n draai gaan maak, amper soos hy Witborskraai in Mossel Bay destyds, of was it Judge de Saai? Ai, die Witborskraai. Maar anyway, ja, Jessie, wat 'n opwindende week. Sê ek het genoeg opwinding op my eie gehad. Dit was eintlik maar bloody rustig. Dit was net lekker om in die ooptes bietjie te ry, weer eens te besef hoe 'n pragtige land het ons. Het is net 'n ongelooflike land. Ons het 'n land van soveel kontraste. Op is soos in die samestelling van ons populasie. Ons het soveel landskappe, konsentrasie van landskappe, unieke goed, man. Dit is net beautiful. But anyway, die Tim, ja, hierdie week was die Mhlanga Kommissie weer goed aan die gang. Nou ek sê nie, die Mhlanga Kommissie gaan nie werk nie. Ek dink die Mhlanga Kommissie gaan werk. Alright. Of het gaan werk in hierdie regeringsdispensasie, hierdie GNU wat ons op die oomblik het, dis te betwyfel. Want as hierdie kommissie nou eendag klaar is, by the way is nou uitgestel vir 2 weke of wat, omdat die een getuie het nou siek geraak, nog 'n generaal, daar was baie generaals. Hy het nou siek geraak. Wat ek verstaan is, dis fine. 3 minutes after 9 this morning, he is not well. We, as the commission, have decided not to sit today. Our spokesperson, Mr. Jeremy Michaels, will announce when we will resume. So we are taking an adjournment. You will hear from our spokesperson. Let us adjourn. Thank you. Maar hoekom stel jy dit uit? Shackleton is die volgende getuie. Vat op met hom. Begin met hom so lank. Of kan julle nie ordentlik somme maak en notas in nie? En dan wanneer die generaal terug is, dan gaan jy weer aan met hom. Ek meen, dis mos nou nie moeilik hier is nie, rocket science om dit te kan bewerkstellig nie. Maar nou ja, ek weet nie, soos ek sê, want aan die einde van die dag, waar gaan die finale verslag heen, na die staatspresident toe? Nou ek sê nie Cyril is enigstens betrokke nie, maar daar's baie vingers wat na hom toe wys. En ons het hierdie week weer gesien die beskuldigdes wat daar in die bank staan oor hierdie geldjies wat by Pala gesteel is. En wat interessant is daar, ons weet nou nog nie, ons het al soveel syfers gehad van geld wat daar uit die bank uit gehaal is, dat niemand weet meer nie. Dis nou al, ek dink het trek nou al by iets soos $500,000. Money was stolen, a large amount of money, more than he has said was stolen. And you feel confident that this 580,000 is... that number is way too low. We obviously don't have, a down to the cent amount that was taken. Yeah. But what
and in particular, my colleague Jeff Wicks and I also worked on this story together right at the beginning, is what Jeff was able to show was car purchases. I was able to show property purchases. And we were able to show that they spent a lot more money than what was allegedly taken. Very interesting. The amount of $560,000, $580,000 that is the official version of how much money was there. Yeah. They spent that amount on cars alone. Ford Ranger Buckies, Golf GTIs, a Porsche, 2 G-Wagons, a Polo GTI. Emanuela David spent 200,000 Rand on grills, on mouth jewelry. No ways. It's things like that. And the one thing that has come out in court so far that I think truly cements this is that the man who drove them from, and this is testimony that's been going on in the trial now recently. Yeah, this is, And obviously we can't name him because the court has said we're not allowed to name any of these people. But he drove the burglars. Right, so the people who stole this money, he was the person transporting them. Yeah, sure. He drove them from Bella Bella to Rustenburg and then drove Emanuela David specifically from Rustenburg to the East Rand where he purchased a car. Emanuela David gave that man $30,000 in cash. $30,000. If you had only stolen 560, how are you giving away 30,000 on the first night? Ja. En nou kyk wat die ou nou sê, hy sê basies dat daar soveel geld aankope gewees, nie net van karre nie. God, daar's Lamborghinis en Porsches, ek weet nie wat alles nie. Hulle like mos 'n mooi kar. Ek ook. Maar ek het nie die geld om dit te koop nie, want ek was nie by Cyril se rusbankie. So en dan is daar blykbaar eiendomme gekoop en al daai goed. En dan is daar nog daai ding oor die trippie, wat hulle sê Cyril was blykbaar saam. Hulle het sommer gevlieg oor die grens daar na Namibië toe. En daar met die president gaan praat en gesê, hou dit praat. Maar kyk jy weet, hierdie ouens, hulle kom nie van jou af, hulle het my geld gesteel. Kom gee die geld terug. En daar was natuurlik seker maar geldjie betaal. Hulle sê nou hulle die een ou iets soos wat $300,000 $30,000 betaal net omdat hy vir hulle 'n lift gegee het. Dis net toe hulle daar by die plaas ingestap en die geld uit die rusbank uitgevat het. Hoe ja, en dan die rusbank. Die freaking rusbank. Bewysstuk nommer 1. Hier is die rusbank waar die geld was. Dit verdwyn. Was it a special couch that had, a recess in the bottom to store things? Was it maybe one of those fold-out sleeper couch things that has those drawers in the bottom? Did it have like buffalo patterns on it? Leopard print skin, like what? And most importantly, why isn't it there anymore? And then you ask the presidency. Yeah, that blew my mind, the response. And they get back and they say, no, it was sent for reupholstery. The only couch in the whole house that was sent for reupholstery is this particular couch. Now, obviously we can't say that anyone interfered with the crime scene. We can't say that this was deliberate to try and throw the police off the track, because remember, the police were never supposed to find out about this. Nou sê die ouens, nee, hy het nie verdwyn nie. Die enigste rusbank op Pala. Nee, dit is nie die enigste rusbank op Pala nie, maar dit is die enigste rusbank op Pala, wat intussen gestuur is om, amper sê ek nou herbedraad te word, om nie oorgetrek te word. Is dit nou 'n toevalligheid? My genade. Ons lewe in tye. Hulle sê mos altyd die Bybel. Jy weet, ons is nog nie verby die tyd van wonderwerke nie. Ons moet dit net raak sien. Nou ja, daar is 'n wonderwerk vir jou. Maar toe gebeur hierdie ding. Ons ambassadeur in Frankryk, ene Nati Metetwa, hy gaan blykbaar maandag aand na 'n cocktailparty toe. Lekker, daai glasies wat so is met die strootjie in en 'n cherrytjie en wat jy weet. Maar daarna verdwyn hy. Dinsdagoggend, net na breakfast, like dit by. So 'n moerse hotel, hierdie hotel, daar in Parys,
in Frankryk, nie in die Vrystaat nie. Daarso kom hulle af op sy lijk in die tuin. Sy selfoon lê blykbaar daar in 'n bos, hy ping ook nog, of wat nie wat hy doen. Maar sy vrou het al die maandag aand die polisie in kennis gestel en gesê, sy is bekommerd oor hom en hy is nou vermis. Maar so kry hulle hom daar, in die hotel se tuin. Nou hierdie hotel is blykbaar die hoogste hotel in Parys, na wat berig word. Nou hierdie hotel het ook die vensters soos my en jou huis het, wat jy kan oopmaak lekker en deur die venster kan klim en mense kan inbreek van buite af nie. Die vensters daar op die boonste vloer, dis sulke nou venstertjies. Nou kom hulle af op 'n skerp daar. Nou wonder almal, het Natie gegaan vir 'n haircut of wat ewer, waarvoor het hy gegaan? Nou hulle sê die skerp is blykbaar gebruik om die venstertjie oop te forceer. En Natie is nou nie juist die kleinste Zulu wat ek ken nie. Maar Natie is blykbaar deur daai vensters. Ons het nou nie die spesifikasies op die vensters nie. Is hy deurgedruk, het hy deurgekruip, wat het daar gebeur by die hotel nie? Maar onmiddellik, die familie staan gereed, almal praat, jy het 'n ou wil nie 'n bespotting maak van so iets nie. Wanneer 'n naasbestaande, jy weet, afsterf, baie van ons naasbestaandes die afgelope paar jare word vermoor. En maar in selfmoord. Op die plase word boere vermoor. Ons het steeds meer as 25.000 moorde 'n jaar, whatever. Kom neer op iets soos 75 moorde 'n dag. So ja, dit is nie asof, jy weet, ons enigsins daarna kyk, my ou vriend, as 'n soort van, kyk aan Natie, jy weet, lekker vir jou. En so aan. Natie was nie die mees geliefde man. Hy was baie geliefd onder Zuma. Want kyk, buiten die feit dat hy ook 'n Zulu is, Zuma. Hy was Zuma as 'n minister van polisie eens. Wat ek meen, hy was in die jeugliga. Dit is eintlik waar hy sy tande geslyp het, daar in die jeugliga, destyds. Maar voor Malema geweet het wat gaan aan. En toe stel Zuma hom aan as minister van polisie. En gedurende Natie se tyd as minister van polisie het daar ook 'n eienaardige ding gebeur. Hierdie groot company ADT, hy het een oggend blykbaar opgestaan in die parlement en die vraag gevra, hoe is dit moontlik dat die grootste sekuriteitsmaatskappy in Suid-Afrika is 'n meerderheidsaandeelhouding lê nie in Suid-Afrika nie. Ek dink daai het gedink al, dit is moeëse vandag. En weet jy wat? Net 'n jaar of so, ek weet nie of dit 'n jaar was, dalk was dit 'n paar maande daarna, te verkoop ADT aan Fidelity. Dis kom hulle nou Fidelity. ADT is blykbaar vir die reusagtige som van 10 biljoen. Maar ons sal nooit weet wat die bedrag daar is nie. Ek was destyds by die Fidelity groep toe ons Kulani Springbok oorgeneem het. En ek het maar allerhande syfertjies gehoor rondvlieg, maar dit daar gelaat. Hy was die ou, en na dit, toe gaan Ramaphosa en hy raak ontslaaf van hom, sit weer vir Bekkie Cele terug, wat Zuma basies gevra het om te waai as gevolg van sy besigheidstransaksies namens die polisie om geboue te koop en so meer. Toe is Natie uit. Toe maak hulle van Natie, glo dit of nie, miskien kan jy dit nog onthou. Toe maak hulle van Natie Minister of Arts and Culture, kuns en kultuur. En Natie het homself daarvoor beywer onder andere om die taalmonument se naam te verander. Kan jy dit oor vertel? Wat gaan jy dit noem, Natie? Die Zulu-Afrikaanse, weet jy wat se monument, iets belagliks. Anyway, toe het hy ook hierdie idee gehad. Dit was 'n briljante idee, maar die mense het so daaroor aangegaan dat hy kon nie verder gaan nie. Cyril het dit afgemaak as 'n grap uiteindelik, want hy het gesê, nee, wat, dit is belaglik. Natie wou toe 20 miljoen vir vlag. Nou, indien jy wonder, wat die donne se vlag kost 20 miljoen, moenie te veel wonder nie, want onthou deesdae, daar is hospitaalbed in Sabie Tembisa wat blykbaar vir meer as R1 miljoen aangekoop is per bed.
So dis nie so ver gesog nie, maar hierdie was 'n baie spesiale vlag. Kom ons kop tot die punt. Hierdie was 'n moeilike spesiale vlag. Die ding was weet jy hoeveel meter by hoeveel meter nie. Dit was 'n rigiede tipe vlag, op soos 'n bord, maar hy was digitaal. So al die kleure van die vlag, mense sou dit van heinde en verre kon sien. Dink as jy gestaan het basies in die moot, die vlag was in Pretoria, dan kon jy dit seker sien. Maar anyway, maar toe sê die ouens, nee, fuck it, nee, bro, jy kan nie dit doen nie. En daarna het Natie baie voete en ek dink stem ook in die ANC in die binnekringe verloor. En hy is toe eventually is hy stil gestuur. Seker saam met Rasool, toe sal Rasool Amerika toe gegaan het, ek weet nie. Nou, toe is hy gestuur Frankryk toe as 'n ambassadeur. Nou wat 'n moes 'n lekker job. Jeez, man, ek sê my linker amper sê ek nou knater gee vir ambassadeurspos. Enige plek hier, maak nie saak wat so klein landjie nie. Enige land, gee my 'n ambassadeurspos. Ek wys jou hoe verteenwoordig ek hierdie land. Maar anyway, toe gee hulle nou die ambassadeurspos en nou is ons op baie punt waar almal vra nou. Ja, maar wat het met Natie gebeur? Nou, dit is nie 'n staatsgeheim nie. Die Mossad, die CIA, MI6, lees maar die boekie, dat is eintlik 'n boek, lees maar die boekie Volksverraad, Groen Mamba, sulke boeke. Even in die 70s, manne wat hier in Suid-Afrika lekker meer soort van geloofwaardigheid gehad het nie. Vanavond as hulle opgetree het destyds vir die sogenaamde linkses, die communiste, dan het hy en aardig op 'n besoek aan Engeland, het hy sommer van 'n trap afgeval by 'n stasie sy nek gebreek. Never mind die hotelkamers. So hierdie wêreld is it's not what it seems to be. Met al hierdie spies en security agencies en alle ouens, it's not what it seems to be. Kyk maar 'n bietjie weier, ek sien daar by Charlie Kirk, waar raak sulke geluidjies gemaak van inmenging van sekere kant af, om van Charlie ontslae te raak, want Charlie het aan my afgelope tyd paar lelike uitsprake gemaak teen Israel en Israel se betrokkenheid in Palestina en so meer en so meer. The whole country's a fortress. When I first heard this story, I still have the same gut instinct that I did initially. I find this very hard to believe. I've been to that Gaza border. You cannot go 10 feet without running into a 19-year-old with an AR-15 or an automatic machine gun that is an IDF soldier. Right? The whole country is surveilled. And so let me just kind of go through this. We don't talk about Israeli politics very often, and most Americans don't know this. The last 9 months, Israel was on the brink of civil war. It's not an exaggeration. This judicial stuff, there were hundreds of thousands of Israelis taking to the streets because Bibi Netanyahu was basically redefining the Israeli constitution. That's not an exaggeration, right? He said the judicial branch has too much power. There were protests planned this week against Netanyahu, where they anticipated tens of thousands of people to take to the streets. That's all gone, Patrick. Netanyahu now has an emergency government and a mandate to lead. I'm not willing to go so far that saying that Netanyahu knew or there was intelligence here, but I think some questions need to be asked. Was there a stand-down order? Was there a stand-down order? 6 hours? I don't believe it. Israel's the size of New Jersey. When I took a helicopter ride from Jerusalem to the Gaza border, it's 45 minutes. Wow. 6 hours. They're live streaming the killing of Jews. Did somebody in the government say stand down? That is a legitimate, non-conspiracy question. It's possible that the Netanyahu government was double-crossed by bad agents. Okay? That's dark, but it's not as dark as what we're talking about. Okay? Another aspect is that Netanyahu might have traitors in his government, like legitimate traitors that have infiltrated. I was texting with some senior people in the IDF, and they said, Charlie, I can't say too much, but let's just say the same problem you have with the left in America we have here in Israel. So there's something to think about. Just something to think about, right? Is that maybe there's some people within those intel agencies that aren't as sympathetic.
Or maybe, Patrick, maybe, they might have gotten a tip, they might have gotten whispers, but no one thought it would be 1,200 Jews dead. Maar nou ja, hoe wil nou nie 'n conspiracy theory van stapels theory nie. Anything's possible in this world. Moenie vir my sê, onmoontlik, kan nie wees nie, not a fuck. Hulle het gesê ook, ons kan nie die All Blacks sommer net wen. Ja, Nieu-Seeland nie. Gaan nie werk nie. Van rugby gepraat, môre, die Moerkoffie Express, 8 tot 10. En net daarna gaan ons rugby kyk, so môre middag, ek dink is 3 uur, ja. Ons speel ons laaste toetsie in die 4 Nation Championship speel ons al 2 keer. Maar die een wat belangrik is, wat vir my die interessantste gaan wees, is môreoggend, ek dink is so 8 uur se kant afskoptyd in Australië, dan gaan hulle vir hulle roer, papa, Australië vir Nieu-Seeland. Nou as Nieu-Seeland nie daarin gewen kan kry nie, dan het hulle definitief verseker, het hulle moeilikheid. Dan gaan dit gebeur. So, dan gaan die Springbokke die manne wees, die scepter gaan swaai. Nee, het ek nou aangekom, maar ek het nou die Moerkoffie Express moet so 'n bietjie gewas word vir môreoggend, die wiele bietjie geolie word en so aan. So ek sien jou môreoggend op die trein. Lekker bly. Radio South Africa, your voice. .24/7